boek Johannes hoofstuk 8, vers 34, lei soos volg. Jesus sê toe vir hulle: Dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Welkom by Geloofspad. Daar is 'n soort slawerny wat nie ons liggame vasketting nie, maar ons siele boei. Wanneer Jesus in die boek Johannes hoofstuk 8, vers 34 sê: Waarlik, waarlik, ek sê vir julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. Wys hy nie bloot individuele dade van mislukking uit nie. Hy ontbloot die hart van die menslike toestand. Gewoonte, onberouvolle sonde wat ons gevange hou. Jesus gebruik die frase, waarlik, waarlik, om ons te waarsku oor 'n diep geestelike werklikheid. Sonde is nie net wat ons doen nie. Dit is waaraan ons gebonde is, tensy hy ons vrymaak. Dit is nie 'n eenmalige struikel in verkeerde dade nie. Die Griekse bewoording openbaar 'n voortdurende praktyk van sonde. 'n Leefstyl waar sonde heers en bekering afwesig is. In Jesus se tyd het sy woorde baie aanstoot gegee wat daarop aangedring het dat hulle reeds vry was. Ons is Abraham se nageslag, het hulle beweer. Maar hulle het 'n lang geskiedenis van fisiese slawerny vergeet en, nog belangriker, hul geestelike gevangenskap geïgnoreer. Soos hulle kan ons ook blind wees vir ons slawerny. Ons kan onsself trots maak op onafhanklikheid terwyl ons stilweg bemeester word deur gierigheid, trots, welis, bitterheid of vrees. Christus het nie gekom om sondaars te beskaam nie, maar om hulle te bevry. Hy sien ons kettings en spreek met beide waarheid en deernis. Dieselfde krag wat hom uit die dood opgewek het, kan die greep van sonde oor ons breek, nie net die straf van sonde nie, maar die daaglikse krag daarvan. Vryheid begin wanneer ons die waarheid erken. Ons is van nature sondaars en sonde is 'n wrede meester. Maar Jesus, vol genade en waarheid, bied ware vryheid. Hy vergewe nie net ons sondes nie, hy herwin ons harte. En diegene wat die Seun vrymaak, is werklik vry. Laat ons bid. Vader, dankie vir die waarheid wat ons oë oopmaak en die genade wat ons vrymaak. Ons bely ons behoefte aan U redding en bevryding van die sonde wat ons bind. Dankie dat U Jesus gestuur het om ons kettings te breek. Help ons om in die vryheid te wandel wat Hy vir ons gekoop het, en om nie langer as slawe van sonde te leef nie, maar as kinders van God. In Jesus se naam, amen.